Lukas, wil jy my kom join? Hallo. Plezier. Ek wil net begin deur om te sê, daar was een van die dames in my skilderklas wat een keer gesê het, confession is good for your soul, but it's bad for your reputation. So, ek gaan my reputasie blaas hierso. So, rukkie terug, so, ek dink is omtrent 'n maand terug, het ek wakker geword met een van die aakligste drome wat jy mee kan wakker word seker. Ek het gedroom, ek sien vir Jesus aankom op 'n wit perd en ek is so opgewonde om hom te gaan groet en ek is bly en ek sien hy kyk vir my met so 'n disappointment in sy oë en hy gee 2 van sy diensknegte opdrag, vat hom na die put toe. En ek sê, oh no, maar in my siel weet ek soos, ja, dis reg. En hulle vat my daar en ek staan daar so op die rand en ek kyk so in die hel in en ek besef, hierdie is my ewige bestemming nou. En ek vra vir die ouens, hoorie, kan ek nie net nog een ding vir die koning gaan vra nie? En ek word toe ek gaan na Jesus toe, ek sê, Here, ek is lief vir u, maar ek antwoord toe myself, maar u gaan vir my sê, as jy lief is vir my, hoekom doen jy nie wat ek vir jou sê nie? En hy sê toe vir my, jy het nog 'n bietjie tyd. En ek word toegelaat om saam met hom te stap, terwyl hy die bokke en die skape vir mekaar skei. En daar kom mense wat na hom toe wat sê, Here, kyk wat al die goeders wat ek vir u gedoen het. En hy stoot hulle so na die bokke se kant toe. En dan het hy 'n groep geïnterview, wat nie gekerk of geëvangeliseer was nie, en hy het so 'n boek oopgemaak, ek het so half so oor sy skouer gekyk, en ek het gesien onder elke ou se naam, is daar sulke teksgedeeltes, wat hierdie ou aangeopenbaar is, wat se lig het hy ontvang, en daarvolgens is hy dan beoordeel. Maar met hierdie het ek toe wakker geskrik, en dis 'n horrible gevoel, maar dit wat dit actually nog meer horrible maak, dis die derde so droom wat ek nou al in 'n kort tyd gehad. Die eerste ene was waar ek by 'n ou se doodsbed gestaan het en ek dink, shame, hierdie ou dink hy gaan dit maak, maar hy weet nie, hy is op pad hel toe nie. En ek hoor daar's 'n deure wat agter my oop gaan en daar's gedrogte wat uitkom. En ek dink, oh no, Jesus is hierdie ou se tyd, hulle kom hom nou vat en hulle vat my so om die pols. Ek voel nog actually hoe van een van daai gedrogte my om die pols, hulle sê, dit is vir jou. En 'n ander droom wat ek gehad het is, ek staan in die koninkryk, ek sien Jesus, ek is opgewonde, maar hy kyk weer met sulke disappointment in sy oë. En ek sien op sy lyf is almal se name ingegraveer wat aan hom behoort. En ek soek, maar ek kry nie my naam nie. En ek word toe geeskort uit die koninkryk, die hekke gaan toe agter my, en toe ek so omdraai, toe kom die helse vure. En toe dit so by my kom, toe skrik ek wakker. So kyk, dis nie lekker nie. En is nou al die derde so droom. En ek besluit dit was die Saterdag wat ek daai droom gehad het. Die Saterdagmiddag gaan stap ek en ek gaan praat met die Here. Ek sê, Here, jy moet nou vir my sê, is hierdie droom van U af of is dit nie van U af is nie? As dit van U af is, wil ek weet, wat moet ek doen? Want ek wil nie eendag in die hemel kom en ek sê, Here, en U sê vir my, gaan weg, ek ken jou nie. Want hy sê, daar's baie mense wat dit vir hom gaan sê. En ek wil nie een van daai ouens wees nie. Ek sê vir die Here, ek wil weet dat my
naam in die boek van die lewe geskryf staan. Ek wil weet dat ek deel is van God se mense. Maar ek sê toe vir die Here, ek wil nie confirmation hê van enige mens nie. Ek wil nie hê, ek sê vir iemand anders, dan sê, nee, ou Luke, jy maak musiek in die kerk, jy soos lei Bybelstudies, en kyk al hierdie stuff wat jy doen, ek meen, jy is legit. En ek wil dit nie confirmation van enige mens hê nie. Ek sê vir die Here, ek wil van U af hoor, waar staan ons? Ek wil dit duidelik hê, so duidelik dat ek kan nie sê dit kom nie van U af nie. Maar ek sê toe ook vir die Here, ek besef dat as hierdie van U is, dan is dit liefde. Want U gee vir my 'n heads up en sê, hoorie, daar is ons iets nie reg tussen my en jou nie. So ek het dit daar gelaat, dis wat ek vir die Here gesê het, en toe Sondagoggend, toe kom ek in kerk toe, en ek weet, Johan van Asweging het gepreek, en hy preek toe oor die gemeente van Sardes. En soos die van julle wat kan onthou, Jesus sê vir hulle, hoorie, ek ken julle werke dat dit nie volkome is nie. Julle het 'n naam dat julle lewe, maar julle is dood. Julle moet wakker word. En julle moet bekeer. Julle moet vashou aan dit wat besig is om nou dood te gaan. En hy sê, maar daar's ten minste 'n paar van julle ouens wat nou nie julle klere gesoil het nie, wat in wit aangetrek is. En elke ou wat luister nou na my en doen wat ek sê, ek sal nie jou naam uit die boek van die lewe uitvee nie. Ek sal voor die Vader en sy engele sal ek jou naam bely. En kyk, toe is my ore al klaar geprikkel, want van die goeders wat ek vir die Here gevra het in die gebed, soos jou naam in die boek van die lewe, begin al klaar my ore so te kielie. En ek sê toe, verklaar hy, ek dink hierdie gaan oor my. En toe sê Johan nog, hy begin sy boodskap met, het jy al 'n droom gehad? Wat so reël, ek sê, oh my soul. En hy sê, dit so reël gevoel, as jy wakker geword het, jy weet dan is dit gone. Hy sê, hierdie ouens was soos dit gewees. Hulle het gedog, hulle het in droomland gelewe, hulle het hierdie idee, hierdie illusie, dat hulle hierdie lewendige Christene is. Maar om die waarheid te sê, hulle is actually dood. En die probleem is met hierdie ouens, hulle hou vas in hulle reputasie. Ek meen, hulle doen al die staf wat 'n lewendige klomp Christene sou doen. Ek meen, hy sê nog, as jy hulle sou sit saam met ouens wat soos Jenny en, jy weet, ware gelowig is, lewendig vir die Here, aan die brand vir die Here, dan sou jy dalk nie 'n onderskeid kon tref nie. Maar hy sê, die probleem is, hierdie ouens hou vas in hulle eie reputasie, en somewhere along the line, het hulle dood geword. Ek meen, dis 'n genuine kerk, vir wie die Here hierso skryf, dis gelowiges. Maar is ouens wat besig is om dood te gaan. En, ek dink toe by myself, hierdie klink genuine, asof die Here besig is om met my te praat, nee. Maar, toe kom die kikker. Wil jy nie gou daai video daar so speel nie, asseblief? So, ons het 'n keuse. Ons het 'n keuse. Of ons verhef ons eie naam nou en bou ons eie koninkryk en die illusie daarvan en ons steek maar al die sonde weg. Ja, ons lyk amazing. En weet jy wat? Almal ken jou naam. Almal ken jou naam. Jou naam is duidelik in die kerk, in jou familie, almal daai ou. Ek wens ek was soos hy. Kyk hoe lewe hy. Of dis die een opsie, of ons verneder onsself nou. Ons verneder onsself nou. Ons bely ons sondes voor God en voor ander. Ons gee dit vir Jesus en vertrou op sy geregtigheid vir my, sy vergifnis vir my, sy kruisdood wat al daai sondes wegvat. Ons vertrou daarin. En wat gebeur dan? Dan eendag in die hemel gaan ek 'n waardige reputasie hê waar Jesus Christus self my naam gaan uitbalsyn voor die hele hemele.
en ek die reputasie gaan hê wat ek so voorgesmag het nou. Ek gaan dit kry. Maar nie op my eie terme nie, deur Jesus aan die ander kant van die kruis lê die vrede en die reputasie wat net Jesus vir ons kan gee. Dis die belofte, dis die bemoediging. Die Here wat sê, hierdie is my dogter. Hier is Lukas. Ek en Lukas het vanoggend gepraat, so ek kan sy naam gebruik. Hier is Lukas. Almal kyk vir Lukas, my kind, my seun. Dis ons keuse, ons kan kies wat ons wil doen. Ek het vir die Here gevra, ek wil weet, onteenseglik, of dit is, vir die van hom af is. Soveel sodat ek nie kan ontken nie. Ek dink nie julle kan nie meer saamstry nie. Ek meen, ek is daai ou wat homself gesoil het. En ek dink die eerste keer toe ek vir mense moes erken dat ek fake is, was nogals moeilik om eers die woorde oor my mond te kry. Maar dit was my eintlik bevrydend. Ek meen toe ek het soos na die tyd het ek na Johan toe gegaan, ek het vir hom gesê, dude, dis ek daar. En hy sê, ek en Lukas het vanoggend gepraat, ons het nie woord vir mekaar gesê nie, hy het nie my blad geskit nie, ons het nie gegroet nie. Dit het die Here op sy lippe gesit om met my te praat. So die eerste ding wat ek net wil sê, die Here is lewendig. Hy is genuine. Hy is so reëel soos nog iets. As ek dit ontken, dan moet ek realiteit ontken. Ander ding is, dit wat hy vir ons van sê en wat hy ons waarsku teen, is reëel. Maar, dit is sy liefde, dat hy vir ons sê, hey, wake up. En dit was vir my wonderlik, om dit te hoor, en ek dink by myself, wat van as ek die oggend nie hier so was nie? So wat ek vir julle wil sê, die eerste ding is, soos, kom kerk toe, kom luister na die woord, hoor wat die Here vir jou sê, wees deel van die gemeenskap, wees eerlik, as die Here met jou hart praat, moenie wegkruip en wegsteek nie, maak oop, bely jou sondes, ek het 'n kans gehad, om my sondes te kom bely, teenoor Johan, ek sê dit nou vir julle almal, ek is 'n fake, maar ek is 'n fake, wat kans gekry het, om jammer te sê, om reg te maak, en so dit was die bad gedeelte. Dankie Lukas, ons waardeer dit. So, Lukas, en jy leer baie van God in die proses, obviously. Ja. So, hoe het God jou vrae geantwoord, jou ontmoet in sy liggaam en in sy woord en in sy samesyn, soos wat jy ons nou geroep het om deel van die gemeenskap te wees en jou hart oop te maak. Hoe het God jou ontmoet en jou geantwoord in hierdie pad wat hy met jou stap? Jesus, dit is actually, ek voel weer die Here het my teruggevat na die begin toe. Toe ek tot bekering gekom het in 1999, toe het die Here vir my, ek onthou die ou wat nog gepreek het gesê, uit die Bybel so gevat en hy sê, hierdie is jou nuwe ideeboekie. En hy het gesê, Jesus het gekom om jou identiteit op hom te neem, en dit te kry wat jou toekom, naamlik straf, sodat jy sy identiteit op jou kon neem, en dit te kan kry wat hom toekom, dis naamlik 'n ewige lewe, erfdeel, erfporsie, jy weet al hierdie wonderlike seëninge en so, en jou identiteit is nou Christus. En hy het my weer teruggevat daarna toe, dat ek los jou reputasie. En ek het so terrible eers gevoel, ek dankbaar dat die Here vir my uitgewys het wie ek was, maar ek het so horrible gevoel. Ek onthou nog die volgende Sondag toe ek hier so gekom het, toe was daar nagmaal. Ek wou nie eens nagmaal gebruik het nie, maar en ek meen Poen preek toe hierdie amazing preek oor, jy weet, Philadelphia, maar ek voel daai ouens is, ek meen, is nie ek nie, hulle is regtig 'n gemeente met wie die Here nie issues het nie. Ek kan nie daarmee identifiseer nie, maar toe kom gee Dewald sy getuienis oor wat se failure hy is actually, jy weet, in sy verhoudings en sy gesprekke met mense, dat hy nodig het om hierdie nagmaal vanoggend te gebruik.
want hy moet weer herinner word aan wat Jesus vir hom gedoen het en so. En toe is ek soos een van die ouens wat almal net uit die pad uit wil druk en in die lewensbootjie wil inklim. Ek het soos daai wyn gedrink en daai brood gegee en sê, Here, hier is ek nou, ek neem deel aan hierdie verbond, ek eet u liggaam, ek drink u bloed, Here, u vergifnis vir my sondes, die lewe is my gebreek, en toe is dit asof, jy weet, die damwal begin breek, en toe, jy weet, begin ek lelik te huil, en so, dit was bietjie embarrassing, maar ek is dankbaar, en wat vir my amazing was, ek het nog nooit soveel confirmation van gebed gehad, die staf wat ek met die Here praat, jy weet, soos ek gaan stap met die Here en sê, Here, dankie dat u my vergewe het, maar yes, ek voel so horrible, as u my vergewe het, geef my weer die joy of my salvation, en toe ek nou daai Sondag daar staan, en ek soos huil soos 'n baba, toe kom Poeno wragtig, en hy sit sy hand so op my skouer en sê, Here, gee net vir hom weer die joy of van sy salvation, kyk toe, tweede rad, nee, toe heilig lelik, en dit is net, ek voel, asof ek weer terugkom by die hart van die evangelie, en ek dink, die Royden Frost het mos so rukkie terug hier so kom preek, hy het pretty much dieselfde preek gepreek as Johan van Aswegen, selfs dieselfde terminologie gebruik, maar wat hy daar gewys het, en spesifiek op gedubbelklik het, is die feit dat Jesus, sy kruis, beteken dis die dood, nie net van jou sonde nie, maar van jou beste werke, van jou eie prestasie, en so, kom na die kruis toe, kom ontvang Jesus se vergifnis, en moenie in jou eie werke, in jou eie prestasies, ek meen, dit is 'n groot verskil om in jou Christendom te vertrou of om op Christus te vertrou. Dit is baie subtiel, soos wat hy uitgelig het in sy preek, godsdiens en genade is langs mekaar, but they don't mix. En so, ek die afgelope tyd het ek net so gevoel wat die Here my weer vat, back to basics, maar ek het lanklaas, wat ek gevoel het, dat die Here, my verhouding met die Here is lewendig. So dit is net amazing, so hy het my, daai Sondag toe ek nog sing, ek dink, ek kon nou nie spesifiek die liedjie onthou, ietsie van die kruis, maar toe ek daai woorde sing van daai liedjie, toe kom daai indruk op my hart, ek het jou vergewe. En in daai week toe sê die Here ook op my hart gedruk, jy is vergewe, lewe asof jy vergewe is. En so, dis wat die Here met my gedoen het. Dankie Lukas, ons waardeer dit dat jy dit met ons deel, ons prys die Here vir jou. Kan ek vir jou bid? Asseblief. Vader, ons dankie dat u 'n heilige God is, 'n God wat getrou bly aan sy karakter en wat ons soos Jesus wil maak. Ons dankie dat u nie 'n God is wat ons toelaat om fake te wees nie, dat u ons nie toelaat langtermyn om voor te gee nie, om in ons eie werke staat te maak nie. Vader, dankie dat u ons by ons knieë bring, tot op ons knieë en tot op ons gesigte bring, om na u toe te moet draai vir genade en na Jesus toe moet draai vir geregtigheid. En so dankie dat u so genadig en so getrou teenoor Lukas was. Dankie dat u aanhou om hom meer soos Jesus te maak, dat u nie tevrede is met stagnasie in die Christenlewe, of selfs net om 'n rolspeler binne die liggaam te wees, sonder om werklik op u te vertrou nie. En so Vader, ons prys u vir Lukas se deursigtigheid en sy bereidwilligheid om sy lewe oop te maak, sodat ons daarby baat kan vind. En ons prys u dat u besig is om in ons midde te werk. Ons besef, daar's baie stories in ons as 'n liggaam, waar u besig is om met elkeen van ons 'n pad te stap, en waar u besig is om ons heilig te maak, en waar u besig is om ons te leer hoe om nie in ons eie geregtigheid staat te maak nie, maar in Jesus se werk in die kruis vir ons lewens. En so ons prys u daarvoor. Ons dankie dat ons eendag sal terugkyk en sal sê, u was getrou, u was genadig, en u was heilig, en dat ons sal kan vier dat u 'n heilige God is, wat ons nie
rad voor U oë kan draai nie. U weet tot in die diepste van ons harte wat aangaan. En ons prys U dat U ons harte verander en dat U ons harte as deel van hierdie liggaam genees en ons deel van hierdie liggaam gemaak het. Ons prys U vir U goedheid en ons bid dat U sal aanhou om Lukas en ons as 'n gemeente genadig te wees. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kan ek net nog een ding sê ek wil net vir julle wat die woord bring hierso net eerstens baie dankie sê, maar net vir julle bemoedig om te sê ek is dankbaar dat julle nie die jam uitlek, maar die ander gedeeltes uitspoeg nie, dat julle die harde waarhede preek van die woord. Just keep on doing that, want dit het my lewe gered. Baie dankie. Thanks, Lucas. Goeiemôre, ek lees vir ons uit Efesiërs 4 vers 11 tot 16 uit die ESV. Kom ek lees vir ons. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Hartlik goeiemôre vriende. Net weer eens baie welkom vir elkeen. My naam is Gert. Sjoe, ek moet sê Lucas, amazing. Ek gaan probeer om kort te wees. Sal kyk hoe dit vir ons uitwerk. Vriende, my naam is Gert. Ek is 'n ouderling hierso by Ligpunt. So elke nou en dan kry ek 'n geleentheid om te preek. Boone het vir my gevra of ek sal preek hierdie en ek's baie bevoorreg om die laaste van hierdie 3 week preekreeks te doen vanoggend. Ek het eers later besef, maar dis 'n lang naweek, wait a minute. So vriende, hier is ons. Ons is besig in 'n 3 week preekreeks oor die liggaam. Ons dink oor ons verbintenis. Dink oor ons verbintenis aan hierdie liggaam en ons hou daarvan om te praat van ledemate, omdat ons in die Bybel die Here se kerk sien as 'n liggaam. So ons wil baie seker maak ons weet wat die Here sê oor hierdie liggaam. En ek wil vinnig vir ons recap oor die laaste 3 weke, oor die laaste 2 weke. 2 weke terug het Poen vir ons verduidelik dat hoekom verbind? Wel, ons is reeds verbind en eengemaak binne in Jesus. Laasweek het Elof met ons gesels oor hoekom verbind? Wel, ons het mekaar nodig en alhoewel ons almal verskillend is, gee die Here vir elkeen van ons spesifieke gawe en as ons daai gawes gebruik, dan bou die liggaam homself op. Vandag, hoekom verbind? En die rede is volwassenheid. Ons gaan kyk na volwassenheid in Jesus. Ek gaan vir ons baie vinnig bid en dan gaan ons inspring in die Here se woord in. Ek sien baie uit oor hierdie tyd wat ons saam gaan kuier in sy woord. Hemelse Vader, ons bid U dat U nou in ons harte sal inspreek. Heilige Gees, verander ons. Laat ons sal luister, Here, en sny tog deur murg en been diep in ons harte. Mag ons U hoor, mag ons U lewe ontvang. Amen.
Vriende, ek wil 'n baie awkward ding sê, ek wil 'n baie ongemaklike ding op die tafel sit, maar moenie worry nie, dit is iets wat baie vinnig sal verdamp. Ons is so geoefen om daai spesifieke ongemaklike waarheid eenkant toe te skuif, wat julle sal sien, dit gaan nie lank ongemaklik wees nie. En dan is my intro verby. Hier is dit. Elkeen van ons se lewens hier op aarde is aan die verbygaan. Sien, daar sê dit is klaar weg. Ek hoop 'n krummel daarvan bly. Ons sal aan die einde terugkom na dit. Ons storie begin, liewe vriende, ons storie begin in antieke Jerusalem. Ons is 30 jaar nadat iets vreemds gebeur het. 30 jaar nadat 'n man op die toneel verskyn het, wat geklaim het dat hy is die Messias waarvan die Joodse Ou Testament praat. Hy het nie net dit gesê nie, hy het ook gesê dat hy God is. En hierdie man het wondertekens gedoen en sy populariteit het so toegeneem dat hy geweldige irritasie geword het vir die Joodse leiers van daai tyd. En hulle het besluit om van hom ontslae te raak, hulle het hom vermoor deur hom te onderwerp aan 'n Romeinse kruisiging. Niemand oorleef 'n Romeinse kruisiging nie. En dit was die laaste sien van die man genaamd Jesus. Of was dit? Nie 5 jaar daarna nie, het een van die bekendste, mees gesiene professors van die Joodse geloof en 'n groot leier in die volk, die grootste intellektueel, ewe skielik oornag van deentjie verander. Waar hy eers gesê het Jesus is 'n bedrieër, het hy nou gesê nee, Jesus is inderdaad die Messias en hy is God en hy is lewendig. Die ander probleem waarmee die Joodse leiers gesit het daarso was dat die objektiewe bewyse en die getuienis het eintlik nogal redelik sterk gewys op 'n lewendige Jesus. Gelukkig vir die Joodse leiers, vandag in Jerusalem is hierdie ou, professor Saulus van Tarsus, is hy gearresteer. En hy is in boeye weg Rome toe. Die laaste sien van Saulus van Tarsus. Of was dit? In Rome aangekom is Saulus, is hy in boeye gehou en hy is in 'n huurhuis vir 2,5 jaar lank is hy aangehou met 'n spesifieke wag wat hom daar opgepas het. En binne in hierdie huisie wat hy gebly het, het hy die brief geskryf waarna ons vandag gekyk het. Het hy die brief aan die Efesiërs geskryf. Hy is so min of meer 65 jaar oud. En hy skryf op 'n bonatuurlike manier ook vir 'n kerkie in Pretoria. Op 'n baie spesiale manier. Anders as vir die Efesiërs, maar op 'n baie bonatuurlike manier ook vir 'n kerkie in Pretoria met die naam Ligpunt. En ons gaan vandag 'n bietjie tyd spandeer oor wat hy skryf. So net vinnig, 2 weke terug het Poen dit vir ons bietjie meer in detail gesê en ek gaan dit baie vinnig sê. Die brief aan die Efesiërs opgedeel in 2 dele. Die eerste gedeelte maak die Here se meesterplan vir sy kerk bekend, sy meester glorieryke reddingsplan. Die tweede helfte van daai boek van Efesiërs, dis waar ons vandag is, praat oor die implikasies van hierdie glorieryke reddingsplan van God vir die mensdom, wat is die implikasies vir die kerk. Dis waar ons vandag is. Goed, ons teks praat van 'n kerk as 'n liggaam. En ons kyk na 'n jong liggaam wat besig is om volwasse te word. En ek wil hê dat ons tyd vanoggend saam met ons benader soos 'n pasiënt wat by 'n dokter gaan sit. Dit werk as 'n goeie illustrasie want gewoonlik daag 'n pasiënt met 'n liggaam by 'n dokter op. En ons gaan vir dokter Paulus kuier in Rome, daar waar hy in huisarrest is. Nou, dokter Paulus is 'n kerkpediater. Hy spesialiseer in kerkgroei. En hy is 'n baie passievolle en die mees gesiene, mees bekwame kerkpediater van enige iemand in die wêreld. En ons gaan met hom gesels. En dis dan die struktuur van ons tyd saam vanoggend wat ek wil hê ons in gedagte moet hou. Heel eers gaan ons by dokter Paulus in sy spreekkamer sit en hy gaan ons ondersoek en vir ons verduidelik waarna hy kyk om te sien of 'n kerk besig is om volwasse te word. Tweedens gaan ons van hom vra maar wat is so belangrik daarin om volwasse te wees? En aan die einde gaan hy vir ons 'n voorskrif gee.
Reg. Eers die ondersoek, dan wat is belangrik van groot word en dan die voorskrif. Heel eers die ondersoek. Nou Dr. Paulus is 'n baie besonderse en begaafde dokter. Ten spyte van die wag wat daar in die hoek staan en baie intimiderend is, lyk Dr. Paulus asof daar 'n spesifieke vrede in hom is wat so bietjie almal se verstand te bowe gaan. Hy's diep ernstig, maar daar is al asof jy heeltyd 'n glimlag om sy mondhoeke kan sien. Agter hom in sy spreekkamer is daar 'n plakkaat opgesit. Daarop staan: "My genade is vir jou genoeg." What's that all about? En Dr. Paulus begin vir ons verduidelik. Hy begin vir ons verduidelik oor hoe kerke volwasse word. Kyk saam met my vriende in vers 12. Hou asseblief jou blaadjie byderhand. Ons gaan van bo na onder gaan ons deur hom gaan. Daar's baie min slides, so ons gaan heeltyd terugverwys na die blaadjie. Die meeste van die tyd gaan ek in die Engels wees, maar daar's ook 'n stuk wat ons in Afrikaans gaan lees. Reg. Ons is in vers 12. Dr. Paulus sê: "And he, Jesus, gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and the teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ." Die kerk, verduidelik hy, is net soos 'n regte liggaam, iets wat homself bou. En net soos 'n regte egte liggaam is dit Jesus se ontwerp. Al die ander eksterne dinge bou actually nie hierdie liggaam nie. Dis die liggaam self wat dit doen, soos wat die liggaam kou en sluk en voedsel vervoer na al die selle toe. En die doel van die liggaam wat homself bou, sê Dr. Paulus vir ons, die doel is volwassenheid. Ons wil hê die liggaam moet volwasse word. Goed, so wat weet ons? Die mense van die kerk bou mekaar as kerk. Of anders, Jesus gee spesifieke gawes, wat Elof laas ons gesê het, gee spesifieke gawes in die vorm van mense, wat vir ons alles gee wat nodig is om te groei, en dan, daarmee, bou die kerk homself. Dr. Paulus verduidelik verder. Die manier hoe hy diagnoseer om te kyk of 'n kerk inderdaad volwasse word en volwasse is hy kyk na die UOTF-telling. Vriende, dis etiket, wanneer 'n dokter groot woorde gebruik om hoflik te knik, asof jy presies weet wat hy sê. Ek doen dit altyd. Hy kyk na die UOTF-telling. Kyk saam met my, vriende, in vers 13. Until we attain to the unity of the faith. Om te kyk of 'n kerk volwasse word, kyk ons na the unity of the faith. En vriende, dis nou baie belangrik dat ons seker is, ons weet wat presies word bedoel daarmee. Met hierdie unity of the faith. Die Afrikaans maak dit so bietjie harder werk om dit te sien, maar die Engels is baie mooi duidelik. Dis nie 'n eenheid omdat ons saam iets glo nie. Dis definitief ten minste ook dit, maar dit is 'n eenheid in dit wat ons glo. Unity of the faith is 'n eenheid in die volle korpus van Christendom, die teachings van die apostels, die inhoud van dit wat ons saam glo en bely. There is one faith. Dink maar aan Efesiërs 4 vers 5. Daai 5, dis dit. En vriende, hierdie is 'n verstaaning, dit is 'n kopding. Verstaan in 'n duidelikheid oor dit wat ons glo. Hier's wat dit nie is nie. Dis nie 'n eenheid in die feit dat ons glo nie. Dis 'n eenheid in die feite wat ons glo. Dis hoekom ons sê dis 'n kopding. Watter feite? Die feite van dit wat waar is van ons verhouding met Jesus Christus. So, hier's beslis 'n goeie rede vir ons om onderling saam te verbind. Dit is die eenheid in ons geloofsbelijdenis en daarom, vriende, soos wat ons kyk na daai verbintenisdokument, sal julle sien dat ons geloofsbelijdenis is deel van dit. Ons wil so duidelik as moontlik wees oor dit wat ons glo, sodat ons daardeur in eenheid saamgesnoer kan word.
So daarom 'n kopding. Ons moet dit verstaan, ons moet duidelik wees oor wat presies die feite is wat ons glo. Goed, tweedens, om te kyk of 'n liggaam groei, kyk Dr. Paulus na. Lees saam met my vers 13. Eerstens, until we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. En vriende, waar unity of the faith 'n kopding is knowledge of the Son of God 'n heelhartige hartsding. Moenie dat die woordjie knowledge jou gooi of laat dink dit is eintlik die kopding nie. Daai woord in die Bybel, daai knowledge is 'n baie intieme woord. Dis die intiemste van intieme interpersoonlike toegewyde verhoudingswoorde. Daai woord kry ons actually ook byvoorbeeld 'n hele paar ander plekke ook, maar ook in Genesis 4 vers 1. Adam knew his wife and she conceived. Net om 'n streep te trek onder hoeveel hoër, hoeveel anders ag die Bybel seks tussen 'n man en 'n vrou, een man en een vrou as wat die wêreld dit ag. Knowledge of the Son of God. Intieme, toegewyde, heilige eenheid. So kom ons som net vinnig op, vriende. Wat Dr. Paulus sover vir ons gesê het. Om volwasse te wees in 'n kerk, kyk hy na 'n kopding, eenheid in die waarhede van ons verhouding met Jesus en tweedens 'n hartding, 'n diep lewendige verhouding met Jesus. Right. So unity of faith and knowledge of the Son of God is 'n volwasse kerk, 'n kerk wat duidelik is oor wat hy glo en lief is vir die een waarin hy glo. Dis dit. Dis wat die mees gesiene kerkpediater vir ons verduidelik. Maar Dr. Paulus, jy moet tog hierdie volwassenheid meet teen iets. Tot waar moet ons groei? En waar Dr. Paulus, waar hy die heeltyd 'n ernstigheid het, kry hy nou 'n baie vredevolle en opgewonde uitdrukking op sy gesig gelyk. Wel, sê Dr. Paulus, ek weet hoe die ultimate liggaam lyk. Ek het hom ontmoet. 'n Vreemde intense ding het gebeur een keer op pad Damaskus toe. Maar trust my, ek het die liggaam gesien en ek weet hoe die standaard lyk. En dit is awesome. Hy is onsagwekkend. Kyk saam met my in vers 13, vriende. To mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Hulle sien, vriende, Paulus was baie intiem vertroud met the measure of the stature of the fullness of Christ. Net voor sy bekering in Handelinge 9, toe hy Jesus se bruid vervolg het, het hy eerstehands met die bruidegom te doen gehad. Toe die bruidegom fisies tussen hom en sy bruid gaan staan het. En Paulus val voor hom op die grond neer. Dit is die volwasse liggaam waarna toe ons groei. Is strange, nee? Die volwasse liggaam is 'n persoon. Hoe meer ons die kerk volwasse word, hoe meer begin ons lyk soos hierdie liggaam. En hoe meer word ons deel van daai volwasse liggaam. En hoe meer word dit deel van ons wese. So hier is die punt, vriende. Volwassenheid lyk so. Hoe meer ons saamgebind is in die sekerheid van ons evangelielering, hoe meer ons 'n verhouding het, 'n intieme verhouding met Jesus ons koning, hoe meer sal ons soos hy begin lyk, soos hy begin wees. So word ons in hom ingetrek en word ons deel van hom. Natuurlik het ek 'n C.S. Lewis quote vanoggend en hy stel dit soveel beter. Laat ek dit vir ons lees. The church exists for nothing else but to draw men's humanity into Christ, to make them little Christs. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. God became man for no other
purpose. It is even doubtful, whether the whole universe was created for any other purpose. Nou dat ons weet hoe lyk volwassenheid. Die volwassenheid waarna toe ons geroep is die volgende vraag, hier in Dr. Paulus se spreekkamer. Maar hoekom? Hoekom is dit belangrik om volwasse te word? Kom ons lees saam in vers 14. Hierso is die Afrikaans baie behulpsaam, die Afrikaans maak dit baie, baie duidelik. Hoekom? Hierso is die doelklousule. Die Afrikaans gebruik die woord doel in die 2020 vertaling. Die doel hiervan, dis volwassenheid, die doel van die volwassenheid, is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word, deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel, waardeur hulle dwaling beplan. Met eerste ooropslag, vriende, kan dit klink asof Dr. Paulus raas. Ja, miskien, maar moet asseblief ook nie die dringendheid in sy beeld hierso mis nie. Wie is dit wat in die golwe rondgegooi word? 'n Kindjie, klein kindertjies. Wat 'n gevoel wek dit by jou op, as jy op die strand staan en jy sien 'n kind wat in die see besig om te verdrink? Wat as dit jou kind is? Dis doodsake in die waarheid, nee vriende, en dit is dringend. Let ook op in vers 14, wat is hierdie doktrine? Dis human doctrine, leerstellings van mense, die resultaat van human cunning, valse lering, agter wie staan die vader van die leuns, en die autoriteite in the heavenly places, onder andere van Efesiërs 3 vers 10. Hulle staan agter dit. En 'n kind is kwesbaar, en die idee is nie om vir altyd 'n kind te wees, vir ewig 'n kind te bly nie, want anders gaan valse lering se branders met jou mors, en dit kan jou dood beteken, as jy te lank 'n kind bly. Deceitful human doctrine daar buite is baie, en is deceitful, en die branders is hoog, en die winde suis. En dalk, vriende, staan ons op die strand, en ons dink die vyand se bedrieglikhede sal ons van ver af kan uitken. Maar kan ons? Onthou die aard van bedrieglikheid is, hulle kom vermom na jou toe. Dr. Paulus sê nie, jy sien hom aankom soos 'n 10-voet brander nie. Hy sê dit maak met jou soos 'n 10-voet brander. Het julle al ooit in die see jou rug op die verkeerde tyd op die see gedraai? Ek kan om een of ander rede nie ophou om dit te doen nie. Hoe het dit vir jou uitgewerk? Vriende, die Afrikaans in vers 14 praat van die slinksheid en die gekonkel waardeur dwaling beplan word. Die goed sluk maklik. Nee, dit sluk soos 'n stuk soetkoek af. Hier is een so bedrieglike doktrine. Luister mooi. Hy gaan maklik af. Dis 'n doktrine wat sê, ek hoef nie myself aan 'n kerk, familie te verbind nie. My geloof is 'n saak tussen my en God. Waar kom dit vandaan? Dit kom nie uit die Bybel uit nie. In die woord van die Here gaan jy net die teendeel sien. Hy sluk maklik, nê? Hy sluk baie maklik in 'n besige wêreld waar 'n kerk, familie en alles wat ons hier saam doen, dikwels vir jou meer soos 'n beslommernis voel as 'n beskutting. Daai lering klink baie meer soos 'n stuk soetkoek as wat dit lyk na 'n 10-voet brander wat jou gaan gooi. Hoekom moet ons volwasse word? Want as ons nie geestelik volwasse word nie, weet dit, valse lering gaan met jou en jou mense en jou kinders mors. En jy gaan beslis nie die veelvuldige geskakeerde wysheid van God tentoonstel aan die authorities en aan die res van die heelal. En as die gordyn wegtrek, agter hierdie deceive sit die ou vyand, die een wat die wêreld bedrieg. Sy naam is Deceiver. Die slang van Genesis ontmoet ons weer in Openbaring. En kyk hoe word hy beskryf. Dit sal hier agterop wees. And the great dragon
was cast down, the old serpent, he that is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. Hy sit agter daai dwaalleringe. Goed vriende, Dr. Paulus het nou vir ons verduidelik. Waartoe ons groei? Lering en intimiteit. Hoekom is dit belangrik? Want onvolwassenheid is dodelik. Nou die voorskrif. Hier is die medisyne wat Dr. Paulus voorskryf. Kyk asseblief saam met my in vers 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ. Ons word geroep tot wat? Praat. Wat moet ons praat? Waarheid. Hoe? In liefde. So die voorskrif, vriende, het dieselfde kop-hart struktuur as wat ons voorheen gesien het in vers 12 en vers 13. Praat die waarheid aan mekaar, lewe in 'n liefdevolle waarheidsverhouding met mekaar. So wat beteken speak the truth in love? Ons moet baie duidelik wees hieroor. Ons kan maklik dink, ek het so gedink, dat speaking the truth in love is eenvoudig hierdie. Dit is, vat die harde werklikhede van die wêreld en maak dit so bietjie sagter. Jammer Boetie, jy's nie in die span nie, maar jy's 'n wenner vir pappa. Voilà, waarheid en liefde. Maar vriende, natuurlik is dit ten minste dit, natuurlik moet ons nie die waarheid soos 'n knippel swaai nie. Maar is dit hierdie wonderlike medisyne? Is dit die medisyne wat ons gaan laat groei in volwassenheid? Kommunikeer eenvoudig die lewe se harde werklikhede toegedraai in watte? Nee. Ons gaan tog nie groei na die gestalte van Jesus. Speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ. Wanneer ons bloot die skerp kante van lewenswaarhede so bietjie ronder skuur nie. Vriende, die konteks in ons teks is eenheid in die waarheid van die leer, die doktrine van Jesus se evangelie. Op 3 verskillende vlakke, ons gaan nie nou daarin gaan nie, maar die waarheid wat ons moet praat is Jesus waarheid, dis die evangelie, die impak daarvan op lewens. Dis Jesus se evangelie. Dus praat die volle waarheid oor Jesus Christus se evangelie. Bybelse waarheid, geestelike waarheid oor hoe God die wêreld sien, oor waarheid oor hoe God realiteit gemaak het en die waarheid oor hoe hy alles daarvan verenig onder sy seun as hoof. Met ander woorde, speak the truth about him being the head. Maar hoe? Hoe doen ek dit in liefde? Hoe praat ek daai waarheid in liefde? Hier's 'n kritieke punt, liewe vriende. Ons moet God se definisie van liefde toepas. Nie ons eie definisie nie. Want as ons eie definisie van liefde toepas, dan val ons net weer in daai see waar ons rondgewaai word in allerlei dwaalleringe. Die vyand sal dit love as ons eie definisie van liefde toepas. Ons definisie van liefde bewys is dikwels maar net iets soos hierdie. Maak die persoon gelukkig. Wat maar net 'n weergawe is van help die persoon om te wees wie hy of sy wil wees. Weereens, nie God se definisie van geluk nie. Watter 'n pa of 'n ma van ons sal 'n lui, ongemanierde kind net los om te wees wie hy wil wees. Vriende, ons weet instinktief 'n ongemanierde kind vir 'n PlayStation is nie liefde bewys nie. Hier is God se definisie van liefde. En onthou, in God se definisie is liefde meer van 'n werkwoord, dis meer van 'n doenwoord as wat ons dit alledaags gebruik soos 'n gevoelwoord. Hier kom dit. Soek die beswil, seek the good van iemand anders ten koste van jouself. Dis hoe Dr. Paulus se voorskrif dan lyk as ons hom uitgepak het. Praat die waarheid van Jesus in mekaar se lewe in, met harte wat niks anders wil hê as net die beswil van die hoorder nie. Niks anders nie. Ook nie om jouself te verlekker nie.
Wanneer iemand in die golwe staan, wanneer iemand in die golwe van dwaalleer rondgeslinger word. Liefde staan nie op die strand. Kyk en sê, ag, hoe pateties. Liefde doen nie dit nie, liefde hardloop in die see in. Ons behoort die dwaalleer te haat, dit is so. En ons kan dit haat soos wat die psalmdigter sê, ons behoort te doen. Maar ons harte behoort vol liefde te wees vir die slagoffers van dwaalleer. Dink 'n bietjie hieroor. As ons eenkant met wat ons dink 'n perfekte teologie onder die arm staan, en ons sê, ag hoe pateties. Is ons nie dalk deceived nie? Is ons nie dalk die geestelike slagoffer van geestelike hoogmoed nie? Pride, trots, is die tsunamies van alle geestelike dwaalgolwe. Vriende, ek gaan dit weer sê, en dis op hierdie landingsstrook wat ons 3-week preekreeks, wat hierdie 3 weke se prediking land. Goodness. Hoe groei die liggaam in eenheid? Prakties. Hoe bou die liggaam homself? So, dit is so. Praat die evangelie waarheid van Jesus, met harte wat niks anders wil hê, as net die beswil van die hoorder nie, selfs al kos dit jou. Dis die voorskrif. Maar vriende, ek wil hê ons moet baie prakties dink oor hierdie saak. As Jesus vir ons sê, dis sy plan vir sy kerk, dis sy plan vir 'n kerk om volwasse te word, om dit te doen. Kyk saam met my in vers 15. Speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him, who is the head, into Christ. Hoe lyk so gemeenskap wat God verheerlik, deurdat hulle mekaar opbou op elke manier? Wel, hulle is 'n bouende, hulle is 'n standvaste gemeenskap, 'n gemeenskap van gelowiges wat liefde en waarheid in mekaar se lewens inpraat. En dan, soos wat dit gebeur, dan laat die liggaam groei. Kyk saam met vers 16, wat ons nou alreeds in vers 11 ook gesien het. From whom, dis Christ, from whom the whole body, ek los dit klompie goed uit, makes the body grow, so that it builds itself up in love. The body makes the body grow, so that it builds itself up in love. Sien weer net soos vers 11, vriende, die liggaam wat in waarheid, wat waarheid en liefde praat, laat die liggaam groei. Maar hier is dan die praktiese implikasie vir ons, liewe vriende, waar gaan dit plaasvind? Waar moet dit gebeur? Waar moet hierdie groei van waarheid praat en liefde plaasvind? Waar is die stage? 'n Bietjie daarvan kan op Sondag hier gebeur, dit is so. Maar onthou vriende, wat hoofsaaklik hier op 'n Sondag erediens gebeur, is equipping. En dis kritiek, dis geskenk van Jesus self, besig om die mense toe te rus. Maar eers na die toerusting vind die bouwerk onderling tussen mense plaas. So 'n bietjie kan op 'n Sondag gebeur, 'n bietjie kan miskien in die week gebeur, soos wat ons in ons ligpunt gesinne en ons klein groepe bymekaar kom. Maar liewe ligpunt, die primêre onderlinge bonatuurlike opbouwerk om hierdie evangelie waarheid en liefde in mekaar se lewens in te praat. Dit vind plaas soos wat ons saam lewe. Die grootste gedeelte is wanneer ons saam lewe doen. So hier is 'n wilde, diepgaande stelling van 'n wilde, diepgaande implikasie. As ons bloot Sondag opdaag, vriendelik groet. Ons kan dalk Woensdag ook opdaag, vriendelik groet. Self saam bid vir iemand se veearts, se squashpartner se kamermaat. En ons loop, en dis dit, dan sal ons nie groei nie. Ons sal nie. 'n Kerk kan baie impressive dinge doen, maar dis nie die hart van die kerk nie. Ons sal nie God se veelvuldige geskakeerde wyse tentoonstel aan die wêreld nie. Ons doen die meeste bouwerk as ons die toerusting waarmee die Here ons seën en vir ons skenk, gebruik wanneer ons saam lewe doen. Hoor hier mooi, vriende, 'n groeiende kerk
bring nie mense bloot bymekaar op Sondag nie. 'n Groeiende kerk bring mense bymekaar. Punt. Hier is dus 'n bedrieglike stukkie doktrine vir julle en dan los ek dit daar. Ek is deel van die liggaam en verbind aan die liggaam vir so lank as wat ek Sondag opdaag. Nee vriende, en ek gaan hierdie punt stres, want ek wil so graag hê ons moet dit kry. Ons doen bouwerk en ons word opgebou wanneer ons waarheid in liefde praat in 'n koffieshop waar ons 'n geestelike sussie se hand vat wanneer sy vir ons vertel haar huwelik is besig om uitmekaar te val. Ons doen bouwerk en ons word opgebou wanneer ons by 'n jag saam met boeties sit en waarheid in liefde praat na 'n broer wat in die golwe van sonde rondgewaai word. Ons doen bouwerk en ons word opgebou wanneer ons waarheid in liefde praat met 'n broer wat sy werk verloor het en sukkel om werk te kry. Jesus waarheid in liefde wanneer ons luister, wanneer ons lag, wanneer ons vir die bokke skree, wanneer ons braai, wanneer ons ou tannie se gloeilampe gaan verander. Jesus waarheid in liefde wanneer ons op vakansie gaan, wanneer ons 'n koekverkoping reël, wanneer ons waterkanne gaan aflewer by iemand wat al 4 dae sonder water sit. Suid-Afrika is 'n wonderlike plek vir Jesus waarheid in liefde in daai wêreld. Ons praat Jesus waarheid in liefde en ons doen bouwerk en word opgebou wanneer ons praat met iemand wat 'n hartverskeurende diagnose by 'n dokter kry. Jesus waarheid in liefde wanneer ons vinnig saam met 'n pelle koffie vang by 'n kar was. Jesus waarheid in liefde wanneer ons laat in die nag 'n pel gaan oplaai op die lughawe. Praat Jesus waarheid, praat dit in waarheid. Unity of the faith, knowledge of the Son of God, speaking the truth in love, vind plaas liefste ligpunt op die verhoog van saamlewe. Terug in Dr. Paulus se spreekkamer. Hy oorhandig die voorskrif. Op die voorskrif staan: praat Jesus evangelie waarheid 3 keer 'n dag voor, na en veral tydens etes. Een laaste belangrike punt voor julle loop, sê Dr. Paulus. Soos wat julle waarheid en liefde in mekaar se lewens inpraat, kan dit nie net luk raak. Hit en miss, Gods water oor Gods akker, trial and error, plaasvind nie. Ek hou baie van daai prentjie van God se liggaam, van Jesus se liggaam, met al die raaitjies. Lees saam met my in vers 16. From whom, dis Christus, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Die liggaam moet saamgebind wees en ordelik en behoorlik funksioneer. Ons kan nie behoorlik funksioneer as ons nie eers weet wie is liggaam en wie is nie liggaam nie. As ons nie weet wie is verbind en wie is nie verbind nie. So ligpunt, hoor asseblief hierdie stuk waarheid in liefde, soos wat ek afsluit. Elkeen van ons se lewens hier op aarde is aan die verbygaan. Daarna is daar net vir ons lewe by Jesus, soos wat hy sy ewige lewe met ons deel. Daai lewe is net syne. Ons kan net deel in sy lewe as ons deel geword het van hom. Hy beloon ons nie daarmee nie, hy skenk dit. Hy wil nou reeds jou gebind hê aan die aardse vergestalting van sy liggaam. Hy wil jou deel hê van sy kerk en deel van sy plaaslike kerk. Dis die manier wat hy van die begin van tyd af ontwerp het om ons in hom in te trek, om ons deel te maak van die volwasse hy. Vriende, dalk is daai plek nie ligpunt vir jou nie en dit is oukei. Maar gaan kry 'n plaaslike kerkliggaam waaraan jy kan verbind van mense wat waarheid en liefde in jou lewe inpraat.
en word op daai manier deel van Jesus se ontzagwekkende volwassenheid. Ek sluit vir ons af met C.S. Lewis wat vir ons die volgende sê. What we have been told is how we men can be drawn into Christ, can become part of that wonderful present which the young prince of the universe wants to offer to his father. That present which is himself, and therefore us in him. It is the only thing we were made for. And there are strange, exciting hints in the Bible that when we are drawn in, a great many other things in nature will begin to come right. The bad dream will be over. It will be morning. Ek bid vir ons. Hemelse Vader, Here Jesus, ons koning. Here, ons kan nie waarheid praat nie. Ons is nie lief nie. Ons loof U, Here, want U is waarheid. Ons loof U, Here, want U is liefde. Help ons, Here, gee vir ons die petrol. Help ons om ons oë op U te hou. Ons sien so uit om by U te wees, Here. Dankie vir die goeie lewe wat U nou al vir ons bestem het. Dankie vir die goeie lewe in hierdie gebreekte wêreld waar ons saam by mekaar kan wees. Ons loof U van nou af tot in ewigheid, Here, en ons bly by U. Laat ons tog tuis wees in U huis tot in lengte van dae. Amen.